Kom ons gaan na die woord van die Here. Lees saam met my. Jesegiel 3, vers 16 tot 21. As mens daar lees, dan sien ons dat selfs die profete moes bietjie wag vir die Here se woord om te kom. Ons wil dit baie keer so vinnig hê. Instant antwoord nou onmiddellik, want dit werk so. Dit is soos Google search. Nee. Maar die Here werk gelukkig nie so nie. So kom ons lees saam vanaf vers 16. Na die 7 dae het die woord van die Here tot my gekom. Mensekind, as 'n wag stel ek jou aan vir die huis van Israel. Wanneer jy uit my mond woorde hoor, moet jy hulle namens my waarsku. Wanneer ek vir 'n goddelose sê dat hy beslis sal sterf en jy waarsku hom nie, jy praat hom nie, die goddelose te waarsku teen sy goddelose lewenswyse, sodat hy kan leef nie, sal hy, die goddelose, sterf oor sy sondeskuld. Maar sy bloed sal ek van jou hande eis. Maar jy, as 'n goddelose waarsku, as jy 'n goddelose waarsku, en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid en sy goddelose lewenswyse nie, sal hy deur sy sondeskuld sterf, en jy het dan jou eie lewe gered. Wanneer 'n regverdige van sy regverdige lewe afwyk en onreg pleeg en ek 'n struikelblok voor hom neersit, sal hy sterf. As jy hom nie waarsku teen sy sonde nie, sal hy sterf. Sy regverdige dade wat hy gedoen het, sal nie onthou word nie. Sy bloed sal ek egter van jou hand eis. En jy, as jy 'n regverdige waarsku om nie te sondig nie, en hy, die regverdige, sondig nie, sal hy beslis leef, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het dan jou eie lewe gered. Ons lees tot sover. Baie goeiemôre, en aan elkeen wat ek nog nie gegroet het vanoggend nie. Ek wil ook 'n spesiale welkom aan die besoekers gee wat vir die eerste keer besoek vanoggend. Ek wil u uitnooi, ons bedien tee na die diens, dat u asseblief vir ons sal saam met ons daar sal kuier en dit geniet. Ons skryf vanoggend ons skriflesing uit Jesegiel 33 van vers 1 tot 20. En soos julle daar kan sien, die tema is bekeer julle. Kom ons gaan na die Here in gebed. Here, u woord is die waarheid. U woord is soeter as heuningstroop. U woord is soos 'n hamer, dit breek klippe. U woord is 'n tweesnydende swaard, dit bring skeiding tussen gees en siel en murg en been. Maar u woord is nuttig vir teregwysing, vir bekering, aanmoediging en bemoediging. En mag u woord sy snelle loop vanoggend sal kry. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou 'n Bobbejaan-trop, voordat hulle nou gaan wy of gaan eet,
gaan die leier van die trop, een van die jong bobbejantjies, as wag aanstel. En hierdie bobbejantjie se plig is om daar hoog in die boom te sit, en ver te kyk, sodat hy kan sien as gevaar nader kom, sodat hy die trop wat besig is om te wy, kan waarsku. En, maar soos wat die jong bobbejantjie nou maar is, toe hy nou daar in die boom is, begin hy nou eers van tak tot tak rondspring. Toe raak dit verveeld. Of toe raak dit vervelig. En wat is die volgende ding wat hy doen? Hy haal sy selfoon uit. En daar lê bobbejantjie op sy rug, en hy speel games. En hy speel games. En dis nie lankie, toe die selfoon se battery pap, daar is nie 'n charger in die boom nie. Toe die selfoon se battery pap. En hy kyk so, en hy gaan lê op sy rug, en Bojantjie slaap. En terwyl Bojan so rustig slaap, kom haar gevaar. Trop word aangeval. Van hulle word gevange geneem, van hulle word doodgemaak. En terwyl Bojantjie nou rustig slaap, hoor hy die gerumoer daaronder, en hy raak wakker en hy sien hier's moeilikheid. Nou, in 'n sekere geval, as dit nou nie gevaar was nie, as daar nou net 'n nuuskierige mens verby die Bobbejaan-trop gestap het, en een van die ouens sien en hy maak geraas en hy skree, maar die mens het maar net verby gestap, en hulle, dan gaan hierdie Bojantjie tog gestraf word. Die leier gaan sommer 'n doringlat gaan pluk en vir hom 6 van die bestes gee, sodat hy vir die vervolg kan leer. Jy slap nie aan diens nie. As jy wag is, dan moet jy wag hou. Maar as die geveg baie ewig was en die trop het swaar gelei, hulle het van hulle, soos wat ek genoem het, is gevange geneem, van hulle is doodgemaak, gaan hierdie Bojantjie swaar gestraf word. Of hy gaan uit die trop uitgewerp word, of die einste trop gaan hom doodmaak, want hy het groot skade laat veroorsaak, omdat hy nie sy werk gedoen het nie. Kom ons lees Esegiel 33 vers 1 tot 20. Dit lees as volg. Die woord van die Here het tot my gekom. Mensekind, praat met die mense van jou volk en sê vir hulle, wanneer ek 'n swart oor 'n land bring en die volk van die land neem iemand uit hulle geleedere en stel hom vir hulle as 'n wag aan. En hy sien die swart kom oor die land, hy blaas op die ramshoring en waarsku die mense, en iemand wat luister, hoor die geluid van die ramshoring, maar hy laat hom nie waarsku nie, en die swart kom en neem hom weg, sy bloed sal op sy eie kop wees. Die geluid van die ramshoring het hy gehoor, maar hy het hom nie laat waarsku nie. Sy bloed is op hom. As hy hom laat waarsku het, sou hy sy lewe gered het. Maar as die waggie swart sien kom en hy blaas nie die ramshoring nie, en die volk word nie gewaarsku nie, en 'n swart kom en neem 'n persoon uit hulle weg, hy is dan oor sy sondeskuld weggeneem, sy bloed sal egter van die hand van die wag geëis word. Jy, mensekind, as 'n wag het ek jou aangestel oor die huis van Israel. Jy sal uit my mond die woorde hoor, en dan moet jy hulle van my kant af waarsku. Wanneer ek vir 'n goddelose sê, goddelose mens, jy gaan beslis sterf,
En jy praat nie om die goddelose teen sy pad te waarsku nie. Hy, die goddelose, sal dan oor sy sondeskuld sterf. Sy bloed sal egter van jou hand eis. Sy bloed sal ek egter van jou hand eis. As jy egter 'n goddelose waarsku teen sy verkeerde pad, om hom daarvan terug te draai, en hy draai nie terug van sy pad nie, hy sal deur sy sondeskuld sterf, maar jy, jou eie lewe, het jy dan gered. Jy, mensekind, sê vir die huis van Israel, dit is wat julle sê, omdat ons oortredings en ons sonde op ons druk, en ons daarvan wegteer, hoe kan ons bly leef? Sê vir hulle, so seker as wat ek leef, is die uitspraak van my Heer, die Here. Ek vind geen vreugde in die dood van die goddelose nie, maar wel vreugde daarin, dat 'n goddelose terugkeer van sy pad en leef. Keer terug van julle bose paaie. Waarom moet julle sterf, huis van Israel? En jy, mensekind, sê vir die mense van jou volk, die geregtigheid van die regverdige sal hom nie red op die dag van sy oortreding nie. En die goddeloosheid van die goddelose, daardeur sal hy nie tot 'n val kom op die dag wanneer hy hom bekeer van sy goddeloosheid nie. Ja, die regverdige, hy sal nie deur sy geregtigheid kan bly leef op die dag wanneer hy sondig nie. Wanneer ek vir die regverdige sê, hy sal beslis bly leef, maar hy vertrou op sy geregtigheid en doen onreg. Geen van sy regverdige optrede sal in herinnering geroep word nie, deur die onreg wat hy gedoen het. Daardeur sal hy sterf. En wanneer ek vir die goddelose sê, hy sal beslis sterf, maar hy bekeer hom van sy sonde, en hy doen wat reg en billik is, 'n pand gee hy die goddelose. Terug wat geroof is, vergoed hy. Volgens die vaste voorskrifte wat die lewe gee, tree hy op, en hy doen geen onreg nie. Sal hy beslis bly leef, hy sal nie sterf nie. Geen een van die sondes wat hy gedoen het, sal tot sy nadeel in herinnering geroep word nie. Wat reg en billik is, het hy gedoen, hy sal beslis bly leef. Die mense van jou volk sê, die optrede van die Here is onaanvaarbaar, maar hulle optrede is onaanvaarbaar. Wanneer 'n regverdige van sy geregtigheid afwyk en onreg doen, sal hy daardeur sterf. En wanneer die goddelose afwyk van sy goddeloosheid en doen wat reg en billik is, as gevolg daarvan sal hy leef. Julle sê, die optrede van die Heer is onaanvaarbaar. Volgens elkeen se optrede sal ek julle oordeel, huis van Israel. Dit is die woord van die Here. Nou soos vir Jesegiel, wat God as wag oor Israel aangestel het God ook spesifiek vir ouderlinge van 'n gemeente, vir verkondigers van die woord, opdrag gegee om die mense te waarsku om hulle te bekeer. Hoor wat sê Paulus in Handelinge 20 vers 25 tot 28. En kyk, ek weet nou dat nie een van julle onder wie ek rondbeweeg en aan wie ek die koninkryk verkondig het, my weer sal sien nie. Daarom verklaar ek op hierdie dag van vandag aan julle dat ek onskuldig is aan julle almal se bloed.
Want ek het nie daarvan teruggedeins om die volle heilsplan van God aan julle te verkondig nie. Pas julle op, pas julle self op. En ook die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om die gemeente van God, wat hy deur sy eie bloed verwerf het, herderlik te versorg. Paulus sy hande is skoon. Hy het gedoen wat die Here hom gesê het. En daarom kon nie een 'n vinger na hom wys as hy die dag sou dood en sê Paulus het nie vir ons die volle raadsplan van die Here verkondig nie. Maar soos 'n prediker die verkondiger van die woord in 'n gemeente, so ook het elke gelowige die plig om mense te waarsku, om hulle te bekeer. Jesus self het hulle gewaarsku en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande, Matteus 4, vers 17. Maar terselfdertyd is daar 'n waarskuwing vir diegene wat die woord van God verkondig. Om net te spreek wat God sê. Niks byvoeg nie, niks wegneem nie. In vers 7 sê God vir Esegiel, jy sal uit my mond die woorde hoor. En dan moet jy hulle van my kant af waarsku. Ons kan nie die woord van die Here verdraai nie. Ons kan nie byvoeg wat ons dink daar moet wees nie. Ons kan nie wegneem wat ons dink daar nie moet wees nie. Ek het dit gedeel in 'n getuienis. 'n vriend van my het vir my gesê, Genesis en Openbaring is boeke wat nie in die Bybel behoort nie. Want God is 'n God van liefde. En hy straf nie. So daardie vriend van my voel, die Bybel soos wat dit is, moet nie so wees nie. Terwyl die Here vir Esegiel en elkeen wat die woord verkondig, waarsku. Jy voeg niks by nie en jy neem niks weg nie. Maar soos daardie jong bojantjie en Esegiel, is daar ook gevolge vir ons, as ons nie mense waarsku om hulle te bekeer nie. Ja, die woord van die Here is baie duidelik. Hulle sal oor hulle eie sonde sterwe, maar hulle bloed gaan op my hande wees. Hulle bloed gaan op jou hande wees. As jy die geleentheid gehad het om die evangelie te verkondig, maar dit nie gedoen het nie. Soos wat Joshua nou die kinders die woord van God geleer het, met die kinderstorie, soos wat Tannie Beryl en Tammy die kinders na die diens gaan leer die woord van God in die sondagskool. So ook moet ouers nie versuim om hulle kinders die woord van God te leer nie. In Deuteronomium 6 vers 7 staan daar geskrywe, jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek
as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Ons het 'n plig om die woord van God met mense te deel. Al is dit net om jou getuienis te deel. Dit is wat die Here in my lewe kom doen het. Nou ons sien, Jesegiel moes vir die goddelose sê, jy gaan beslis sterf, as jy voortgaan in jou sonde. Maar dan kom die Here en hy sê, as die goddelose agslaan op Jesegiel se waarskuwing en hom bekeer, sal hy lewe, sê verse 5 en 15. Maar miskien is daar iemand vanmôre wat soos die goddelose in vers 10 sê, my sonde en my oortredings druk swaar op my. Ek teer weg, ek vergaan. Hoe gaan ek lewe? Kan ek nog gered word? Hoor God se hart in vers 11. Lees dit saam met my asseblief. Sê vir hulle, so seker as wat ek leef, is die uitspraak van my Heer, die Here. Ek vind geen vreugde in die dood van die goddelose nie, maar wel vreugde daarin dat 'n goddelose terugkeer van sy pad en leef. Dit is waarin die Here vreugde vind. As jou sondelas vanmôre te swaar is, nooi Jesus jou uit in Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek gee rus, my las is lig. Wanneer jy in Jesus rus en sy las wat lig is opneem, sal jy kan sing. Dit is wel met my siel. Broers en susters, ek glo nie 'n paviljoen vol rugby toeskouers se vreugde wanneer die Springbokke 'n 3 druk. Kom naby die vreugde wat in die hemel is wanneer een sondaar tot bekering kom nie. Toe Jesus in Lukas 15 die gelykenis van die verlore skaap wat gevind is vertel het, het hy gesê, ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer. As jy die knie buig voor die Here, jou sonde bely en Jesus volg, beloof God in vers 16 dat geen een van die sondes wat jy gedoen het tot jou nadeel in herinnering geroep sal word nie. Hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste. Staan daar in Psalm 103 vers 12 geskrywe. As jy nog nie die knie voor die Here gebuig het nie, vra die Here, waarom moet jy sterwe? En hy nooi jou vanmôre en sê, keer terug van julle bose paaie en kies die lewe. Nou wanneer daardie sondaar tot bekering gekom het, dan volg daar restituisie. Wat jy geroof het, vergoed jy. As jy teen mense gesondig het,
vra jy vergifnis. As mense teen jou gesondig het, dan vergewe jy. Hoekom? Omdat Jesus jou nou 'n nuwe hart gegee het. 'n Nuwe mens kom maak het. En nou doen jy wat reg en billik is, staan daar in vers 14 en 15 geskrywe. So ons moet die evangelie verkondig. Die goddelose moet hom bekeer. 'n Jong man het eendag na Jesus gekom en vir hom gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus wys hom toe na die wet en sê, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dit was soos musiek in hierdie jongman se ore. Met trots antwoord hierdie jongman vir Jesus. En hy sê, dit het ek alles van kleins af nagekom. Wat kom ek nog kort? Amper soos 'n uitdaging. Wat kom ek nog kort? Jesus sê vir hom, gaan verkoop jou besittings en deel dit uit aan die armes. Dit kon hierdie jong man nie oor sy hart kry nie. Die Bybel sê, hy het bedroef van Jesus af weggestap, want hy het baie besittings gehad. Ons kry hierdie verhaal in Matteus 19 en Lukas 18. Soos hierdie ryk jong man, regverdig ons ook so dikwels. Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek is as 'n baba gedoop. O nee, ek is groot gedoop. Ek dien die Here vir 30 jaar. Ek is 'n ouderling. Ek is 'n apostel. Ek gee my bydrae. En ek is elke Sondag in die kerk. Ek hoop julle het die woordjie ek baie duidelik gehoor. Maar daar sal seker nou hande opgaan wat sal sê, ek doen nie een van hierdie goed wat jy nou genoem het nie. Ja, is goed en wel. Hierdie ryk jong man het homself in sy wetsonderhouding geregverdig. Waarmee regverdig ek en jy onsself? En ek moet sê, terwyl ek met hierdie voorbereiding besig was, het die Here vir my baie gewys waarmee ek myself regverdig. En ek moes bely en ek moes vir die Here om vergifnis vra. In vers 12 en in vers 18 staan daar geskrywe, die geregtigheid van die regverdige sal hom nie red op die dag van sy oortreding nie. Wanneer 'n regverdige van sy geregtigheid afwyk en onreg doen, sal hy daardeur sterf. Geen van sy regverdige optrede sal in herinnering geroep word nie deur die onreg wat hy gedoen het. Om 'n goeie mens te wees of om goeie dade te doen, gaan jou nie red nie. Broers en susters, vriend en vriendin, daar is alleenlik redding deur die lewe, deur die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus.
Die jong man se rykdom het tussen hom en die ewige lewe gestaan. Wat staan tussen jou en die ewige lewe? Ek wil jou aanmoedig vanmôre. Wat dit ook al is, let dit af. Niks hoef jou te keer om na Jesus te kom nie. Wat sal jou skei van die liefde van Jesus? Vra Romeine 8, vers 35. Ons moet die evangelie verkondig, die woord van God verkondig. Die goddelose moet hom bekeer. Die selfregverdige moet hom bekeer. Omtrent 'n maand gelede, op 'n Saterdagmiddag, het 'n jong vrou my sterk aangevat. Oor onder andere God se soewereiniteit en uitverkiesing. Haar woorde aan my was dat God net sowel robotte kon gemaak het in plaas van mense. Want hy het mag oor die uitkoms van ons lewens. Hy bepaal wie hemel toe gaan en wie nie. Uitverkiesing. En toe verwys sy my na die dief aan die kruis, wat genade ontvang het net voordat hy gesterf het. En sy skep hierdie volgende scenario. Sy sê vir my, verwys na my, jy dien nou al die Here vir 'n paar jaar. Dan raak jy afvallig. Ek kom gister tot bekering. Vandag ry ons in een kar. Ons kom in 'n ongeluk. Ons albei gaan dood. Sy sê toe vir my, jy gaan hel toe en ek gaan hemel toe. Dan kom die vraag, of dit kan 'n stelling ook wees. Hoe regverdig is dit? Hoe regverdig is dit dat die dief aan die kruis sy hele lewe in sonde gelewe het? Maar oomblikke voordat hy sterwe, ontvang hy genade en gaan hemel toe. My antwoord? Hy het hom bekeer. Sy verstaan nie dat 'n mens nie op grond van jou goeie werke gered word nie. Dit is vir haar onaanvaarbaar en onregverdig van God. Maar terwyl sy die een beskuldiging na die ander teen die Here ingebring het, het ek besef, hierdie jong vrou is soekend. En soos wat ons gepraat het, het ek gebid dat die Here haar oë sal oopmaak. Net die Sondagmiddag, na my gesprek met hierdie vrou, gesels ek met 'n jong man. En hy sê vir my, Uncle, my pastor said, it is because of my mother's sin that I'm struggling in life. Ek sê toe vir hom, God is nie onregverdig nie. Hy straf nie kinders vir die sonde van hulle ouers nie. Hy straf ook nie ouers vir die sonde van hulle kinders nie. Broers en susters, soos hierdie jong vrou, het die volk, die Israeliete, ook in vers 17 en vers 20 beswaar gemaak en gesê dat God se optrede onaanvaarbaar is.
Hoe kan God die goddelose vergewe as hy hom bekeer? En die regverdige hel toestuur as hy sy rug op die Here draai. En in die kinderstorie het Joshua vertel van Jona. Jona het ook God beskuldig van onregverdigheid. Vir Jona was dit ook onaanvaarbaar geweest dat God die mense van Nineve nie gestraf het nie. Maar die Here is egter baie duidelik. Die goddelose, die regverdige wat sy rug op hom draai, albei moet hulle bekeer om die ewige lewe te beerwe. Die Here is nie onregverdig nie. In vers 20 sê God, volgens elkeen, en dit kom terug na die seun wat met my gepraat het, volgens elkeen sy optrede, sal ek julle oordeel, huis van Israel. Soos vir die Israeliete, net so sal God ons elkeen oordeel, volgens ons optrede. Bekeer jou, en jy ontvang die ewige lewe. Maak op jou regverdigheid staat en sondig, en jy ontvang die ewige straf. Ons moet die evangelie verkondig, elke een wat hier sit, wat homself as 'n kind van God noem. Die goddelose moet hom bekeer, die selfregverdige moet hom bekeer, en dan moet ons onthou, God is regverdig. En dit is daarom, as julle mooi geluister het, toe Koos Jesegiel 3 vers 16 tot 21 gelees het, sou julle kon hoor, Jesegiel 33 vers 1 tot 20, is 'n presiese herhaling van Jesegiel 3 vers 16 tot 21. Broers en susters, dit is daarom nie om dowe neete dat die Here hierdie waarskuwing 2 keer herhaal het nie. My gebed vanmôre is dat ons hierdie waarskuwing ernstig sal opneem. En wat jou stand ook al is met die Here, dat jy jou sal bekeer. En weet, God is regverdig. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader, baie dankie dat U ons vanmôre weer eens kom waarsku het, soos wat U die Israeliete gewaarsku het. Open ons ore asseblief, Here, sodat ons kan sien en smaak hoe goed U is, sodat ons kan weet hoe lief U vir ons is, U die lewe vir ons aan die kruis afgelê. Ek wil vanoggend spesiaal bid vir daardie jong vrou en daardie jong man se bekering. Terwyl die ander red, Here, gaan hulle nie verby nie. Bid dit in Jesus naam.